1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Oupa se pyp. Dis byna tyd dat die twee boeties wat onder die groot boom speel, moet gaan bad en gaan slaap. Al is dit taamlik laat en amper skemer, is hulle nog baie besig. Hulle bak modderkoekies. Uit die plastiese emmers skep hulle water om die modder mee aan te maak. Oral lê bakkies, blikke, doppies en deksels. Alles is vol modder. Net waar 'n mens kyk, is klein ronde modderkoekies en groot plat modderkoeke tussen die plante gepak. Oupa sit ook daar naby. Op sy groot stoel sit hy. Kort suig hy aan sy kromsteelpyp. Oupa se oë is toe as hy so agteroor leun en rook en dink. Skielik skrik oupa. Hy hoor glas breek. Ai, dis kleinste wat iewers 'n bottel in die hande gekry het en dit laat val het. Kyk net hoe lê die stukke glas, sê oupa so sommers vir homself. Dan roep hy hard. Kom help gou. Kleinste gaan seer kry. Kleinste kyk na oupa wat so hard roep en dan kyk hy weer na die stukkende bottel. Hy trek sy mond so op 'n tyd en sê, ag nee. Nou is die mooi speelding weer flenters. Ouma kom tel gou die stukkies glas op. Groot stukke, sowel as die klein stukkies. Alles, selfs die heel kleinste ou splintertjie, moet opgetel word. Anders kan die kinders seer kry. Ouma kyk na die twee vuil, modderbesmeerde kinders. Ek sal julle twee klein ouetjies nou kom haal en dan kan julle bad, sê sy. Ek wil net gou eers iets in die kombuis doen. Ouma laat hulle so lank op 'n ander plek speel, net ingeval daar eers nog 'n stukkie glas mag wees wat sy nie gesien het nie. Oupa staan op en gaan ook die huis binne. Kleinste kyk na oupa wat wegstap. Dan kyk hy na die stoel. Aha, wat sien ek daar? Dis die ding waaraan oupa al die hele dag eet, dink hy. Hy draf na oupa se stoel en klim so vuil en modder besmeerd daarop. Hy sit ook so agteroor soos oupa altyd sit en bekyk die pyp wat oupa daar laat lê het. Dit moet lekker wees, anders sal oupa nie so baie daarvan eet nie, dink hy en byt aan die pyp se steel. Ag, sis, dis nie lekker nie, sê hy. Hy krap met sy vinger voor in die as en tabak en lek daaraan. Ga, dis sleg. Hoekom eet oupa dan al die tyd daaraan? Wonder hy en probeer weer aan die pyp eet. Hy druk byna die hele kop van die pyp in sy mond. Nee, o, sis. Dis beslis sleg. Hy gooi die pyp dat dit daar aan die kant tussen die plante en struike inskuif. Nee, wat? So 'n eetding wil ek nie hê nie. Later slaap kleinste en ouboet in hulle warm bedjies en droom die mooiste droomstories. Hulle droom van koekies en bome en blomme. Terwyl hulle so droom, soek oupa na sy pyp. Hy soek by sy boeke en hy soek in die kombuis. Hy soek ook by die telefoon waar hy so rukkie gelede nog gestaan en praat het. O ja, dink hy. Die pyp lê by my stoel. Hy gaan soek daar, maar kyk net hoe vuil en vol modder is sy stoel. As die stoel so vuil is, beteken dit net een ding. Kleinste, die karnallie, was daar en hy het seker die pyp gehad. Oupa soek tussen die plante. Ouma kom soek. Almal soek. Dis so donker dat hulle nie goed kan sien nie en die maan bly ook agter die wolke wegkruip. Ek gaan maar my klein pypie, ou stompie, uit die laai haal en hom so lank rook. Môre kan ons verder na my kromsteelpyp kom soek, sê oupa. Laat die nag, toe almal al slaap, is die nagkabouters nog steeds besig met hulle werk. Hulle sit bo in die boom voor die huis. Almal is besig met verf. Hulle verf blomknoppies, blomblare en bessies.
Môre sal die kinders verbaas wees om te sien hoeveel blomme daar in die nag uitgekom en oopgegaan het. Oral in die boom sal trosse blou blommetjies hang. O, maar ek is moeg, sê een kabouter. Ja, ons het ver gestap tot hier en ons is al lank besig met die verwery. Ek dink ons kan nou maar eers huis toe gaan, sê 'n ander een. Die ander dink ook so en almal beamoen dit. Hulle maak die verfemmers en houers styf toe en een vir een spring hulle uit die boom. Kardoef val een. Kardoem val 'n ander een. Karplaks val nog een. Klippieklop spring ook, maar o, tyd. Hy spring in 'n stuk glas. "Eina, eina!" skree hy en val agteroor. Sy kop kap teen 'n klip en hy bly doodstil lê. Almal skrik. Hulle kyk na Klippieklop. O, kyk die bloed, kyk die glas. Help, help! Hulle praat en roep deurmekaar van pure skrik. Hulle wil help, maar wat moet hulle doen? Gorrie skeer 'n stuk van sy hemp af en draf na die visdam. Hy wil die lap nat maak sodat hulle Klippieklop se voet kan skoonmaak en verbind. Dis moeilik om water uit die visdam te kry, want die hele dam is deeglik bo-oor met oogiesdraad toegespan. Gorrie draf al om die dam totdat hy 'n plek kry waar die water so stadig bietjie vir bietjie uitdrup. Elke keer as 'n visie vinnig in die dam rondswem en die water baie roer, stoot so 'n bietjie water daar by die een kant uit. Met die nat lap vee die kabouters Klippieklop se wond af en draai die stikkende bloeiende voet met 'n ander nat lap styf vas. Hulle vee ook sy gesig af. "Hoekom praat hy dan nie?" vra een. "Hoekom lê hy doodstil?" wonder 'n ander. Sy kop het seker so hard gekap dat hy harsingskudding opgedoen het. Miskien is hy net flou. So praat die bekommerde kabouters deurmekaar. "Ons sal hom so gou moontlik by kabouterdokter moet kry," sê hulle. Kabouterland is ver en almal is moeg van die stap tot daar waar hulle gewerk het en ook van die verwery. Klippieklop is ook maar taamlik swaar om so ver te dra. "Haai, kyk, wat lê daar tussen die plante?" Dis oupa se pyp. Hulle bekyk die pyp van alle kante en beraadslaag saam. "Miskien kan ons vir Klippieklop hierin huis toe trek," sê hulle. Hulle kyk nog so 'n bietjie rond of daar nie iets anders is wat hulle kan gebruik nie. Maar toe hulle niks beter sien nie, besluit hulle dat hulle die pyp tog maar sal gebruik. Hulle draai die pyp op sy kant en krap al die gronderigheid, die as en die tabak uit. Toe trek hulle die pyp tot by Klippieklop, wat sy oë juis net toe stadig oopmaak. "Eina, eina, tog," sê hy. "O, my rug, my been, dit is so seer. My voet pyn verskriklik. Ek voel ellendig. My hele lyf is seer." Kerm en kla hy aan een. Almal troos en help om hom versigtig in die pyp te kry. "Dis nou wel 'n snaakse rytuig, maar ons sal nou by die dokter hê," sê hulle. "Daar sal jy die beste behandeling kry." 'n Hele paar kabouters help trek aan die pypsteel en net gou is hulle in Kabouterland by die dokter. "Ag, aarde tog," sê Gorriegop. "Ons gereedskap is nie alles hier nie. Ons het in die haas om Klippieklop by die dokter te kry, van ons goed net daar onder die boom laat lê." "Ja, my verfkwas lê langs die toegemaakte visdam," sê een. "Ek is te moeg om so ver terug te loop," sê 'n ander. "Ek ook," sê nog een. "Ons hoef darm nie almal terug te gaan nie. Daar het nie so baie goed agtergebly nie. Net 'n paar van ons hoef dit te gaan haal," sê Gorriegop. Oor hierdie reëling is die kabouters bly en net die van hulle wat nie te moeg is nie, besluit om die goed te gaan haal. "Kom ons trek mekaar om die beurt in die pyp," sê hulle. Dis 'n goeie plan en net gou-gou is die pypryery 'n lekker speletjie. So lekker is dit dat die kabouters amper spyt is dat die pad nie nog langer is nie. Oral onder die boom rond kry hulle die verfemmers en kwassies. Hulle los die pyp daar tussen die plante en stap al geselsend terug. Almal wonder hoe dit met Klippieklop gaan. Die dokter sal hom sommer gou weer perdfris en gesond hê,
sê hulle vir mekaar. Ai tog, hoekom speel die mensekinders met glasgoed? Kyk net al die pyn en ellende wat dit kan veroorsaak. So praat hulle terwyl hulle terugstap. Oupa staan die volgende oggend vroeg op. Hy rook nog sy stomppypie. Hy bly wonder waar sy kromsteelpyp tog kan wees. Hy stap tot by die toegemaakte visdam en strooi van die vis se kos oor die water. Hy kyk in gedagte na die gras en plante. My tyd! Daar lê my pyp, sê hy skielik en gaan tel die pyp onder die boom op. Alla wêreld, kyk net die skrape. Die kinders het seker met hulle sanderige, modderige hande aan my pyp gevat. Dis dit dat dit so gekrap is. Oupa vryf sy pyp skoon. Hy skud sy kop en lag as hy aan die twee kleinkinders van hom dink. Hulle is darm al te vol dinge. Hulle wou seker ook aan my pyp suig en rook. Oupa kyk weer na die skrape op sy pyp. Daar is darm baie krapmerke, dink hy. Sou dit alles op die pyp gekom het deur net met modderhande daaraan te vat? Of miskien toe dit geval het? Nooit sal oupa weet dat daardie skrape gemaak is toe die kabouters die pyp oor die grond gesleep het nie. Fluit, fluit. My storie is uit.